Goeiemôre broers en susters. Half 7 vanoggend het ek gedink ons gaan borsslag swem tot by die kerk, maar dit het my dit dan 'n bietjie beter geraak vanoggend. So ek is baie dankbaar vir almal wat van julle wat vanoggend hier is. Tussen al die uitdagings hier weer en die kinders wat toetse en toetsweek het en al die goed wat daarmee saamgaan. Ek wil vanoggend mense verwelkom hier by ons waar Corneil daar sit julle. Julle is Corneil. Het ek nou reg hoor? Rosie? Hierso, daar. Ek het die ander mense gesien, ekskuus man. Ek wys vir julle, ek is reg, nee, is Corneil Rosie. Daar sy. Ek vertrou nie my geheue meer nie, dis kom altyd double check. Baie hartlik welkom vanoggend by ons. Ons hoop dat dit vir julle goed sal wees, maar hier's ander mense wie se gesigte ek ook nie ken nie. Wil vir my net sê wie julle is asseblief. Hallo, goeiemôre. Baie welkom by ons. Hoop dat julle dit werklik saam met ons gaan geniet vanmôre. Goed, broers en susters, enigiemand anders wat ek vanoggend net kan groet, minstens. Dis altyd gevaarlik, julle weet dit, ek het al ouens gegroet wat al 'n paar jaar hier by ons is, nie? Dan skryf ek dit maar toe aan my dierbare geheue wat nie meer lekker is nie, so. Ek is al op 'n ouderdom wat ek my geheue kan blameer, nie? Vroeër jare kon ek nie. Goed, dan ek gaan die verjaarsdag. Is een baie spesiale een en dit is Marie Pretorius het jy verjaar hierdie week. Mag dit vir jou 'n mooi jaar wees. Nog iemand wat verjaar hierdie week? Wat verjaar het wat ons ook nog nie geluk gewens het nie? Want dit gebeur ook. Laat my so. Goed, broers en susters, dan van die ouens wat siek is en so wat die lysie, ek sien die lysie was daarbo gewees, wil ek dan net een uitlig en dit is Koenie Orendal wat altyd hier sit. Koenie is deur 'n redelike groot operasie waar die dokter nogal 'n bietjie senuwees gehad het want dit was bietjie hier oor die brein gewees, maar hy het baie goed daardeur gekom en dit gaan met hom heelwat beter. Hy's al by die huis en soos baie van julle al klaar weer agter die rekenaar besig om te werk. So ons bid vir Koenie heeltemal herstel toe. En vir die twee van hulle sommer baie beter gesondheid. Goed, as daar enigiemand anders is wat julle van weet, asseblief laat weet vir my, dat ons daarom net op datum bly. En die goeie nuus is, Michelle is Dinsdag weer terug. Dan is julle nie meer in my hande nie. Dan is julle weer veilig, so, dan gaan ons aan. Goed, broers en susters, let net daarop, as julle die eerste lied wat ons sing, sien dis 'n ander lied daar as wat hier is, dit is so bedoel. Ons het die lied verander, so, maar ons kon nie die liturgie verander nie, so, wees maar net geduldig met ons, dat die lied daarbo en die lied op die blaadjie gaan met mekaar verskil. Goed. En ek het iets sê op daai noot, sorry, ek het die bladmusiek van daai lied vergeet by die huis, ek gaan op gehoor speel. As ek dalk 'n noot of twee vals speel, gaan dit aan te sing. Dit is reg, Henry, maar ons vertrou jou in elk geval. Nou goed, broers en susters, voordat ons nou vanoggend by die erediens kom, ek het so bykans vergeet, gelukkig jy begin praat en my brein is by. Laat ek net gou twee ander goed sê voordat ek vergeet. Die hoërskoolouens sal vandag by Palet gaan kuier het, maar ons is nie lus om borsslag te swem daar in die nat gras nie, so ons gaan nie vandag kuier nie. En dan die senior burgers moet onthou, julle uitnodigings is uit vir die senior burger onthaal die 11de April. As jy hom nie ontvang het nie, of dan praat jy met Amelita. Amelita, jy moet nou jou hand in die lug opsteek, daar's Amelita. Dan praat jy asseblief met Amelita vir daai uitnodiging asseblief. Wat is die afsny ouderdom? 70. Goed, 70 en bo. Dis reg, nee. Goed, dan is dit so. Nou broers en susters, verlede week het ek en Henry hier met mekaar 'n bietjie van 'n uitdaging gehad oor ons kantory, waarvan ek nou net, ek moet ook nie dit sê nie, maar ek hou nie verskriklik baie van die woord nie. Nee, ek sal nie. So, vanoggend gaan ons julle nou gebruik om vir hierdie sanggroep van ons 'n naam te skep. So, asseblief Marita, sit vir my daai aan, daar sien julle 6 van hulle, né? Maar, ons gaan nou so maak. Ons gaan nou eers 'n uitwenronde hou en dan gaan ons die finale stemming hê. En al wat jy moet doen is, maar nou mooi net vir my luister, vat net eers die eerste 2, né? En besluit tussen die eerste 2, watter een is vir jou mooier. Goed? Dan gaan ek die eerste 2 en so gaan ons 'n semifinaal met 3 hê en dan gaan ons uit die 3 gaan ons een kies. Is julle reg? Goed. Die eerste is Rietvallei Sangers en Rietvallei Kantory. Kom ons kyk. Watter een nommer 1? Steek net jou hand op.
En dan moet ons gou tel. Nee, ons hoef nie te tel nie, ons kyk om is nee. Nommer 2, 1 wen. Goed, onthou net sangers. Ja. Dan Rietvallei Canaries of Cantate, is dit reg om te sê? Cantate, ja. Cantate. Goed, so dit is 3 of 4. Kom ons kyk gou. Ek voel soos 'n optometris. Julle ook so. Goed, 3 of 4. Kom ons kyk nommer 3. Nommer 4. 3. So ons trek by 1 en 3 en dan tussen 5 en 6 kruisklanke of Rietvallei klanke. 5 en 6. Die valleiklanke. Rietvallei, dis Rietvallei klanke. Ja, is mooi, nee. Ek het die valleiklanke wat jy vir my aangestuur het, het ek net by Riet uitgesit, Rietvallei klanke. Goed, kom ons kyk gou 5 of 6. Nommer 5. Nommer 6. 6 wen. Goed. So ons het met ander woorde sangers en kanaries en klanke, Rietvallei klanke. Goed. En dan moet jy dit mooi doen. 1, 3 of 6. Dis reg. Dit is nou die finaal. Ja. 1, 3 en 6. Ons gaan stem. Wie stem vir nommer 1? Wie stem vir nommer 3? Wie stem vir nommer 6? Laat jy antwoord. Rietvallei klanke sal dit wees. En Rietvallei klanke het vanoggend ingekom. Ja. So, baie hartlik geluk. Dis net sê ek moet sê wie se idee dit was. Gerrit Gerrit de Vries. is hy hier? Gerrit de Vries, ja. Gerrit, dit was jou briljante idee, hoor. Baie dankie. Goed, broers en susters, nou is al die grappies op 'n stokkie. Kom ons raak rustig. Ons gaan so vir 'n oomblik net stil gebed en dan gaan ek hier voor met die foto met die seëngroet en dan ons toetrede lied. So kom ons raak vir 'n oomblik net stil. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here o ganse aarde. Sing vir die Here, prys sy naam. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Maak onder die nasies sy majesteit bekend. Onder al die volke sy wonderdade. Want groot is die Here en besonder lofwaardig. Hy is 'n ontzagwekkend, meer as alle gode. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
oomblik in stil gebed, broers en susters, en dan gaan ons aan en ons staan en ons sing dan ons lofliedere. Wat ons aanspreek en wat vir ons sê, ons moet luister
en ons moet ons vooruitmoedig voor die Here. Maar ons is burgers van die hemel, van waar ons af ons ook die Here Jesus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Kom ons sing as vertroosting, dan Vonk 156, daar 3 verse. Here ons God, voordat ons vanoggend uit die woord uit lees, wil ons eers voor U stil word. Wil ons bely, Here, dat dit vir ons nie altyd moontlik is om stil te word en te luister nie. Dat daar baie keer in ons koppe goed aan die gang is en dat ons wonder oor goed en dat ons bekommerd is oor goed en dat ons dit nie altyd een kant toe geskuif kry om te fokus op dit wat U vir ons wil sê nie. Maar deur die krag van die Gees is dit vir ons moontlik vanoggend, Here. En wil ons vra dat U vir ons dit stil sal maak, sodat ons sal luister en sal hoor en sal gaan leef. Baie dankie, Here, dat ons vanoggend hierdie dinge in U naam mag vra. Dat U wat ons so goed ken, dat U ons van binne af buite toe beter ken as wat ons onsself ken. Dat U weet wat ons nodig het, dat U weet hoe ons na U luister, en dat U met ons praat op 'n manier wat ons kan hoor, wat ons kan ervaar, wat ons kan gaan leef. Dankie, Here, vir U genade wat so groot is. Geef vanoggend vir ons stilte, geef vir ons fokus, geef vir ons die genade wat ons nodig het om te gaan leef tot die eer. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, Psalm 95. Kom ons lees
hierdie Psalm. Sy opskrif is: Hy is ons God en ons is sy volk. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots, by wie ons redding vind. Laat ons na hom gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange. Want die Here is die almagtige God, die groote koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne, hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. As julle vandag maar na hom wou luister, moenie hardkoppig wees soos destyds by Meriba, soos die dag by Massa in die woestyn nie, waar julle voorvaders my uitgetart en my geduld beproef het nie, hoewel hulle gesien het wat ek gedoen het. 40 jaar lank het ek 'n weersin in daardie geslag gehad. Ek het gesê, hulle is 'n moedswillige volk, hulle wil nie my paai ken nie. Daarom het ek in my tone 'n eed afgelê, dat hulle nooit sou uitkom by die rusplek, wat ek vir hulle sou gee nie. Vanoggend lees ons tot sover, broers en susters, gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor, en wat na hierdie woord luister. Die opskrif wat ek vanoggend aan my boodskap gee is, bly by hierdie God. As 'n mens hierdie laaste stukkie gelees het, van God se toorn, en van 'n moedswillige volk, dan is 'n mens versigtig, nê, om sommer te sê, bly by hierdie God. Maar kom ons hoor, wat hierdie Psalm vir ons in lydenstyd te sê het. Dit is eintlik vreemd, om so 'n Psalm in lydenstyd te lees. Veral omdat hier twee kante aan hierdie Psalm is. Aan die een kant is daar hierdie jubeltone, hierdie lofsang, hierdie oproep dat ons God moet loof. En dan aan die ander kant is daar hierdie somberheid, hierdie waarskuwing aan 'n moedswillige volk, wat moet luister na God en moet hoor wat hy vir hulle te sê het. Ons is gewoond, broers en susters, dat ons verskillende seisoene het in die geloof, in die kerkjaar. Ons het voor lydenstyd het ons advent en epifanie gehad, en Kerstyd, wat lig en vrolik is. En lydenstyd se 6 weke is ons meer somber, ingetoe, bly ons sit, en ons staan nie voor ons lofsang nie. Bloot eenvoudig omdat ons besig is met hierdie beweging van somberheid in lydenstyd. Nou kry ons vanoggend hierdie Psalm, wat albei die tone het, nê? Wat hierdie jubeltone het, en wat hierdie somberheid het. Omdat die gelowiges, die Joodse gelowiges, gewoond was daaraan dat by hulle groot feeste is hierdie psalms gesing. En dan was daar hierdie jubeltone, maar daar was altyd ook hierdie waarskuwing. Hierdie oproep om gehoorsaam te bly en nie moedswillig te word nie. Psalm 95, so 96 en 'n klomp ander, dit word troonbestygingspsalms genoem. Met ander woorde, is wanneer God besin word as die een op die troon, as die God wat alles regeer, as die koning van alle konings. Daar word gefokus op God, op sy almag, op die feit dat die mensdom moet jubel, sy eer aan hom eer moet betoon, sy eer moet besin, sy almag oor die wêreld moet vertel. So wanneer hierdie Israeliete dan opgetrek het na hulle Paasfees toe, die ander groot feeste wat daar was, dan het hulle hierdie psalms in hulle liturgie gesing. 'n Jubelpsalm, maar altyd met hierdie waarskuwing, hierdie stukkie somberheid wat sê, wees net gewaarsku dat julle moet getrou bly. En broers en susters, dis nogal iets wat ons in lydenstyd moet onthou. Dat ons as gelowiges van die Nuwe Testament, van Jesus se opstanding, van op 'n Sondag wat die opstandingsdag is, by mekaar kom om God te eer,
dat dit vir ons juis ook altyd oor hierdie twee goed moet gaan. Aan die een kant, dat ons natuurlik rede het om te jubel. Die Here het opgestaan. En selfs in lydenstyd maak ons nie heeltemal los van hierdie gedagte dat die Here opgestaan het nie. Maar dat daar ook altyd by ons hierdie somberheid sal wees, hierdie nadenke oor wat dit beteken om as Nuwe Testamenties gelowiges die lewe in te gaan. Wat dit vir ons beteken in Kerstyd, in lydenstyd, wanneer die Here opgestaan het, dat ons as gelowiges getrou aan die Here en aan sy grootheid gaan leef in 'n wêreld wat regtig nie iets van hom wil weet nie. Hoe gaan getuig ons in hierdie wêreld dat die Here opgestaan het? Dat hy leef, dat hy sy lewe ter wille van ons gegee het. Hoe gaan getuig ons in hierdie wêreld dat hy die koning van alle konings is, die almagtige God en Heer, en dat daar niks anders in sy plek kan wees nie, en niemand anders in sy plek kan wees nie. Dit bly altyd ons voorreg om die Here te mag eer. En selfs wanneer ons nadink oor sy offer, oor sy lewe wat hy gegee het, gaan ons nog steeds jubel, gaan ons nog steeds dankie sê vir hierdie God wat bereid was om homself te gee, sodat ons gered kan word. En daarom kan ons hierdie psalm vanoggend gebruik en kan ons 'n loflied sing tot eer van hierdie groot God. Dink 'n bietjie daaraan, broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg dit is, dat ons 'n liedereskat het, wat nie net kontemporêr is nie, maar oor baie eeue strek. Dat ons melodieë deel oor eeue heen met ander Christene. Dat ons vandag, soos wat ons hier sit, later 'n melodie gaan sing, wat oor die hele wêreld weer klink. In al die tale van die wêreld is daar 'n weergawe van O Heer my God, of ander liedere. Het julle nie al die ervaring gehad dat julle op 'n vreemde plek is, en dan skielik is daar 'n lied, en dan hoor jy die lied en jy ken hom. Jy kan ook nie al die woorde onthou nie, maar hier en daar kan jy die woorde van hierdie lied onthou, en kan jy saam sing in jou eie taal. Nou dit is die wonder van ons liedereskat, soos hierdie psalm sê, waarmee ons kan jubel tot eer van die Here, reg oor die wêreld, weer klink hierdie stemme, so aaneen, en die liedereskat, die melodieë weer klink, wat ons aan mekaar bind, waarin ons almal besig is, om die Here groot te maak. En as ons saam sing, gee ons erkenning aan God, en aan God alleen, aan hom wat waardig is, om besing te word. Maar broers en susters, ons moet onthou, dit wat ons sing, en dit wat ons sê, en dit wat ons hoor, roep ons op. Soos wat hierdie psalm die mense by hierdie feeste opgeroep het, om te onthou, dat daar 'n stuk verantwoordelikheid daaraan is, om deel te neem aan hierdie jubelende sang, hierdie woorde van lof, hierdie eerbetoon aan God. Want môre, as hulle omgedraai het en hulle teruggegaan huis toe, as ons hier uitgaan en ons gaan ons gewone lewe in, dat ons daar met dieselfde jubel, met dieselfde eerbetoon besig sal wees om God te dien en sy naam groot te maak. Dat ons gehoorsaam en getrou sal bly en dat ons sal bly jubel, maak nie saak wat 'n probleem na jou kant toe kom, wat 'n uitdaging daar wag, hoe swaar 'n mens ook al kry nie. Dan skielik in hierdie psalm kom die woorde. Hulle word herinner. Hulle is so skape wat 'n baie besondere herder het. 'n Herder wat na hulle omsien en hulle versorg. 'n Herder wat bereid was om sy lewe af te lê ter wille van sy skape. En nou weet ons, broers en susters, dat die skape van daardie tyd, en as jy vandag in Lesotho gaan, is dit nog presies dieselfde. Daardie skape word nie deur 'n hond opgepas nie. Daardie skape word deur 'n herder opgepas. Deur somer en winter is hierdie herder saam met sy skape.
In die dag loop hy voor sy skape uit. En hulle luister na sy stem en hulle volg hom. En hulle weet dat sou daar gevaar kom, is hy daar om te help. Maar dan is dit wonderlik, in die nag gaan hierdie skaapherder en hy loop tussen sy skape. En hulle bly net rondom hom. En hulle volg hom. Want hulle weet, hier rondom hom is die heel veiligste plek. Want sou daar gevaar kom, sal hy sy lewe aflê vir hulle. Dis wat die Here vir hulle gesê het, dis wat die Here vandag vir ons sê. Hy is soos hierdie skaapherder, na wie se stem ons moet luister, agter wie ons moet aangaan, en wat bewys het dat hy sy lewe sal aflê sodat ons gered kan word. En ons moet hom volg, ons moet luister, ons moet sy stem hoor en agter hom aangaan. En of ons nou jubel, en of ons nou stil word voor die Here in gehoorsaamheid, ons moet luister na die stem van die Here. Want beide ons jubel en beide ons luister om gehoorsaam te wees, is ewe belangrik. En dis waaroor hierdie psalm gaan. Hierdie psalm sê vir ons, aan die een kant moet julle jubel, moet julle die Here se naam groot maak, maar aan die ander kant moet julle stil word en julle moet luister, want die Here wil met julle praat. Hy wil met julle besig wees. En al twee is ewe belangrik. Om die Here se stem te hoor en te luister daarna, dis wat vir ons hier is. Dit is hoekom ons saamkom, hoekom ons met die Bybel besig is, hoekom ons luister na mekaar. En dan kan ons antwoord deur te jubel en God se naam groot te maak. As 'n mens nie bereid is om te luister nie, broers en susters, dan gaan jy die Here se stem mis. Dan gaan jy dit nie hoor nie. Want die Here gaan nie skreeu nie. En die Here gaan jou nie stil maak dat jy na hom moet luister nie. Menige profeet, selfs van die disippels, moes leer dat die Here nie skreeu nie, dat hy nie hard praat nie, dat hy soms fluister, en dat jy vir 'n lang tyd moet stil word, voordat hy dalk met jou sal praat. Onthou net altyd die beeld op die berg, dit was wind, en dit was donderstorms, en nêrens was die Here se stem te hoor nie, maar in die stilte, in die stil word, en die wag, en die luister, kom die Here se stem na 'n mens toe. En daarvoor moet ons bereid wees om te wag, broers en susters. Daarvoor moet ons bereid wees om te luister. Dan verskuif hy so 'n bietjie die prentjie van weg van die skaapherder af na die woestyn toe. En hy herinner hierdie mense daaraan. Elke keer by hulle feeste word hulle daaraan herinner. Dan julle daar in die woestyn. Daar in die woestyn was julle hardkoppig. Het julle nie geluister nie. En die Here het gesê, hierdie geslag bring ek nie in die beloofde land in nie. Omdat julle nie geluister het nie. Omdat julle gedink het dat julle beter weet. En die woestyn word 'n plek of van waar jy nie bereid is om te luister nie en jy die gevolge daarvan dra. Of in die geval van Jesus, wat ook in die woestyn was, 'n plek waar hy bereid was om getrou te bly. Om te bly by dit wat hy geweet het van sy Vader. Om nie verlei te word deur al die beloftes van rykdom en van voorspoed en van al die goed wat hier by sy voete neergelê is nie. Maar dat hy geweet het om aan God te behoort en aan God gehoorsaam te wees, dit is waarvoor hy hier is. En soms, broers en susters, dan beland ons ook in ons eie stukkie woestyn, hè? Daar waar jy nie regtig weet waarheen volgende nie. Daar waar jy voel alles het jou verlaat en jy staan stoksiel alleen en jy het nie eers die krag of die moed om die volgende tree te gee nie. In daardie woestyn, in die voetspore van die Here, leer ons om stil te word
om te luister, om getrou te bly aan ons God en ons Vader. Want hy het in Jesus se teenwoordigheid in die woestyn vir ons geleer, dat hy daar is, en dat hy luister, en dat hy sal sorg, en dat hy sal deurdra. So, die oomblik as jy in jou eie stukkie woestyn beland, dan het jy een van hierdie twee keuses. Jy kan maak soos die Israeliete gemaak het, en hardkoppig word, en hulle eie kop volg, en dink hulle weet beter, of jy kan maak soos wat Jesus ons geleer het. Om te bly by wat jy ken. Om te bly by hierdie God wat jy ken. Om aan hom vas te hou. Om hom te bly eer. Om gehoorsaam aan hom te bly en getrou aan hom te bly. Totdat hy jou deurdra. Om stil te word voor sy almag en sy eer en gehoorsaam te wag op die stem van die Here. Iets wat ons dalk moet leer, broers en susters, is dat God die naaste aan ons is, waar ons dink hy die verste is. Dink 'n bietjie daaraan. Daardie oomblik in jou lewe, waar jy al gevra het, is die Here hier? Ken die Here my? Weet hy van my pyn? Moet ons leer verstaan. Daar waar ons gedink het die Here die verste van ons af is, daar is hy die naaste aan ons. Daar is hy gereed om jou te dra en jou te versorg en sy stem te laat hoor. Die geheim is net, ons moet wag. Ons moet geduldig wag totdat hy ons antwoord. Die Here het nog altyd geantwoord. Al moes mense in stilte wag vir sy antwoord. En ek sê weer, die Here gaan nie daarop aandring om gehoor te word nie. Hy gaan nie hard praat nie. Want hy wag vir jou om stil te word. Hy wag vir jou om geduldig te wag, getrou te bly, gehoorsaam te bly en stil te word voor hom, sodat jy hom kan hoor. En dan sê hierdie Psalm vir ons, bly by hierdie God. Vertrou hierdie God. Maak hierdie God groot. Hy wat soos 'n skaapherder is en jou nie verlaat nie. Hy wat by jou bly en wat jou liefhet. Om die Here te aanbid beteken dat ons aan die een kant gaan jubel, dat ons sy naam gaan groot maak, dat ons tot sy eer gaan lewe. En aan die ander kant beteken dit dat jy soms rustig en stil en getrou gaan wag en gehoorsaam gaan bly en gaan verduur en gaan lewe deur ook so die Here se naam te eer. Aan die einde van die Psalm praat hy oor hierdie rusplek. Nou ons weet vir hulle was hierdie rusplek dat hulle uiteindelik in hierdie beloofde land kon ingaan. En dat hulle 'n heeltemal 'n ander lewe sou begin lei as wat hulle gelei het tot daar. Waar hulle nomades was, sou hulle nou landeienaars geword het en van die land begin leef het wat hulle opgeboer het. Dit was vir hulle die beloofde rusplek. Wat is vir ons God se beloofde rusplek? Dit gaan lei ons af uit wat Jesus ons geleer het. Uit wat hy gesê het waarheen ons op pad is. Wat beteken dit, broers en susters, as God vandag vir ons hier en nou 'n rusplek aanbied? 'n Rusplek beloof. Daardie rusplek lyk anders as wat ons dalk gedink het. Vir hier op die aarde, en natuurlik is dit nooit net 'n belofte vir die aarde nie, dit gaan ook oor in die ewigheid. Wat is hierdie rusplek? As ons mooi na God en na Jesus gaan luister, dan is hierdie plek 'n plek van vrede. 'n Plek van God se genade. 'n Plek van vervulling. En waar is dit op aarde te kry? Dit is presies te kry waar hierdie Psalm sê ons moet wees. As die skape van die herder.
as die mens wat in die woestyn vashou aan die Here. As die mens wat jubel oor hierdie God by wie ons kies om te bly. Want in hierdie verhouding, broers en susters, is daar die vrede, is daar die rusplek, is daar die ewige verhouding wat van hierdie aardse lewe oorgaan in die ewigheid. Dis nie iets wat jy gaan vind op jou eie nie. Dis 'n plek wat jy alleen kan kry as God dit vir jou gee. Dis nie 'n plek wat jy gaan vind as jy hierdie wêreld vol rondjaag en alles in die hande kry wat jy kan nie. Dan gaan jy nog besef, alles wat ek het, beteken niks. Dis leeg. As ek nie besig is om God te dien, as ek nie besig is om by hom te bly en gehoorsaam aan hom te wees nie. God beloof aan ons vrede, vervulling, vreugde en liefde en genade op een plek. En dit is in 'n verhouding, 'n lewende verhouding met hom. Waarin jy kan jubel en stil word. Waarin jy kan oorwin en ook wanneer jy nie oorwin nie, kan vashou en verduur en leef tot eer van die Here. Dis 'n vryheid en 'n vreugde en 'n vrede wat nie kom uit 'n gejaag na wind nie. Uit dit wat ons dink hier op aarde te vind is nie. Maar dit kom in 'n verhouding waarin jy jou oorgee aan die Here. En waarin jy jou hele lewe in sy hande plaas en sê, Here, ek loop soos 'n skaap agter die skaapherder aan. Ek luister na u stem. Ek vertrou u dat u vir my sal red en sal deurdra en dat wat u vir my gee, genoeg is. En daarom, broers en susters, kan ons vandag hierdie psalm ons eie maak en sê, aan die een kant sal ek altyd jubel oor hierdie groot God. En aan die ander kant sal ek altyd stil word in gehoorsaamheid en wag op die stem van my Here. By hierdie God kies ek om te bly. Want dit is waar my redding is. En dit is waar ek my vrede vind. Amen. Kom ons luister na die woorde van Titus in toewyding. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons om op die goddelose lewewyse in die wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige lewe te lewe. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons groote God en ons verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as 'n offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. Nou, broers en susters, gaan ons geloof bely in die woorde van die bekendste liedere en melodieë in die wêreld. O Heer my God, lied 464. Ek gaan toch vra, kom ons staan en dan staan ons ook vir die dankgebed en vir die slotliedere.
Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons buig voor U, Here. Ons gee ons hele lewe aan U, want U is ons God en by U wil ons bly. Ons eer U omdat U ons raak sien, Here, omdat U ons liefhet, omdat U U ganse skepping in U hande hou en op maniere sorg wat ons vandag nie eers met al ons wetenskap kan verstaan nie. Baie dankie, Here, dat ons aan U al die lof en al die eer van ons harte bring. Maar Here, ons word ook stil voor U. Ons bely dat ons nie genoeg tyd maak om na U te luister en te hoor wat U vir ons wil sê nie. Dat ons te haastig raak, Here. Dat ons ons eie tydtafel wil gebruik om vir U te sê wat U moet doen. Dat ons nie gehoorsaam is nie. Dat ons nie getrou bly nie. Here, dat ons soos 'n moedswillige volk ook ons eie rigting wil kies. En vandag wil ons U vra, Here, dat U vir ons sal bystaan en dat U vir ons sal leer om stil te word en na U te luister. Dat U vir ons geduld sal leer om te wag totdat U antwoord. Om te hoor wat U sê en om te gaan waar U ons stuur. Here, dankie dat ons vanoggend as gemeente ook vir mekaar mag bid. Vir hulle wat siek is en hulle wat swaar kry en hulle wat bekommerd is. En Here, dat ons kan bid vir hulle wat oud is en vir ons jongste kinders. En dat ons kan vra dat U hande oor ons sal wees en dat U oop ons sal bly. Maar dat U ook in ons gemeenskap en in ons land en in ons wêreld teenwoordig sal wees. Here, U sien al die onreg wat daar gebeur. U weet wat U daarmee wil doen en hoe U dit wil verander. Help ons om saam met U op hierdie pad te gaan. Help ons, Here, om te getuig dat U die God is by wie ons wil bly. Wees met ons in hierdie week en gee, Here, dat ons in alles wat ons doen sal soek na U eer en dat ons sal hoor wat U sê en sal luister na U stem. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by die elkeen wees. Amen.